Dit is vir my so lekker om vanoggend met Dirk Uys te gesels. Nou, hy is die bemarkings- en innovatiebestuurder by Aartappel Suid-Afrika. En dis tyd om bietjie uit te vind hoe gaan dit met ons aartappelboere en ook die aartappelbedryf in Suid-Afrika. Dirk, baie welkom by Grootplaas. Dankie, is lekker om hier te wees. Dis lekker om jou hier te hê. Ek dink ek en jy gesels nou so vinnig. Dit is maar altyd 'n stap van geloof om te boer. Geen nie om met wat jy boer nie, né? Dis definitief so. En ja, dis 'n klomp geld wat jy in die grond sit en ja, mens als werk mooi uit. Mens hoop. Nou, ons het onlangs internasionale aartappeldag gevier. Vertel vir my net 'n bietjie agtergrond van hierdie dag. Waaroor gaan dit? Waarom die fokus plaas op aartappels en hoekom is hierdie dag belangrik? Ja, die dag is eintlik geskep deur die FAO om aartappels te vier en die goedheid wat aartappels bring as 'n basiese kos vir baie mense. En ja, mense vergeet baie keer daar's 159 lande in die wêreld wat lief is vir aartappels. Ja. En aartappels is daar van omtrent 8000 jaar. Dit kom ons aanvanklik uit Suid-Amerika uit, daar die Andes uit. En ons sit met iets soos 5000 cultivars wat wêreldwyd beskikbaar is. So dis 'n groot kos aan die einde van die dag en ons moet dit seker vier. As jy so praat, dan dink ek dink baie keer maak mense so groot fout om net te dink 'n aartappel is 'n aartappel. Ja, dit frustreer julle seker geweldig as iemand vir julle sê, "O, maar is aartappels nie maar net 'n aartappel nie?" Ja, en daar is 'n paar groot verskille, definitief, ja. Ja. Sê vir my, ek dink as ons kyk na die geskiedenis van aartappels, jy het nou so vinnig genoem. Geef my so 'n bietjie agtergrond. Waar kom dit vandaan en hoekom dink jy het dit so tref? Hoekom is dit so suksesvol in Suid-Afrika? Hoekom boer ons so goed met aartappels in Suid-Afrika? Ja, en ek dink soos ek sê mense moet eintlik teruggaan na Suid-Amerika toe daar waar dit begin het, soos ek sê in Peru en die Andes. Maar eers hier in die 1700s het die Europeërs aartappels ontdek en daar was 'n ou gewees, hy was die keiser Frederik die Grote van Prusië. Ja. Daai jare wat het hom lief gewees vir oorlog maak en hy het agtergekom sy soldate het bietjie ordentlike kos nodig en hulle maar was baie afhanklik van meel en brood en sulke dinge. En hy wou iets net bietjie anders te aanbring om bietjie meer voedingsstowwe in te bring. Toe het hy aartappels begin gee aan hulle en die ons was nie baie lief vir die aartappels gewees daai tyd nie. Wat? Hulle het net nie reggaar gemaak nie. Hulle het gesê hierdie is goed genoeg vir 'n hond het hulle gesê, maar toe het hy, ek dink dis die eerste les in bemarking seker wat ek nou van weet. Ja. Toe het hy 'n plan beraam om die aartappels in sy koninklike tuine te kweek en hy het wagte uitgesit en opgepas. Toe die mense gedink wel as hierdie goed die moeite werd is om op te pas. Is dit nie bemarking 101 nie, né? Dis so waar wat jy sê. Toe het hy op daai manier dit gesog begin maak en mense het dit toe self begin eet. Ja, interessant ook in die 1700s het die eerste aartappels Suid-Afrika toe gekom. Ek weet nie presies wanneer nie, maar en dis eers van hier af Nieu-Seeland toe. Ja, so ons is al 'n redelike tydjie met aartappels aan die gang hierso. En hier in 1940 het daai destydse regering besluit ons moet bietjie meer formeel raak met aartappels en hulle te saadskema toe bekend gestel wat dis ook 'n bekende Suid-Afrikaner op die tyd, dis 'n dokter van 'n plank. Ja. Wat hy was een van ons groot wetenskaplikes gewees daai jare. So hy het hierdie ding aan die gang gekry eintlik hier by die Unie geboue in die tuine van die Unie geboue. Dis mense besef dit. En van daar af dink ek het die aartappelbedryf regtig momente begin kry en so ek sê nou is ons 2.5 miljoen ton aartappels per jaar en ons eet so 37 kg per persoon per jaar. So ons is lief vir ons aartappels, maar ons is nie daar's ander lande wat baie meer as ons eet en ek dink daar is nog steeds 'n geleentheid vir groei in die bedryf. Daar's altyd potensiaal. Wat vir my lekker is van hierdie gesprek is, as mens nou 'n ouer is en jy het kindertjies, en kry mens gereeld vrae soos, maar as hierdie groente nou in die grond was, wie het eers besluit, dis lekker, ons gaan dit eet, want 'n aartappel op sy eie lyk nie baie lekker nie, dis hoe jy hom gaar maak. So ek's mal oor geskiedenis is hierdie, want mens weet nie noodwendig,
wie het eerste besluit, kom ons kyk of ons dit kan kook en dit eet nie. Ja, nee, ek wonder self wie. Dis ek dieselfde met ding, soos oester in 'n slak. Dis so lekker. Vertel my vinnig, net Suid-Afrika se aardappelbedryf. Jy het nou so vlugtig genoem. Hoe gaan dit met die bedryf op die oomblik? Ja, ek dink dit gaan redelik goed. Ons het nou 'n redelike moeilike tyd gehad met die klomp reëns en dit beïnvloed die kwaliteit van aardappels kan nie swem net, jy gesê, né? Dis reg, ja. Maar ek dink ons het goeie boere en ons weet almal ons het van die beste boere in die wêreld en as ek kyk ook na dinge soos opbrengste, ons gemiddelde opbrengs is by die 49 ton per hektaar wat ons op die vlak van die bestes in die wêreld sit. Ja. Ek dink is net die Amerikaners en die Australiërs wat dalk meer as ons produseer. Spesiaal lees op bladsy. So ek dink dit gaan goed en ja, ons maar mens moet altyd een stap voor bly. En ek en jy gaan nou 'n bietjie praat oor die potensiaal wat voor lê, nou net waar jy is. Ons gaan net gou gebreek vir handelsblitse. Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat. FR Plus laat nie net rykdom groei nie, hulle beskerm dit ook met eksklusiewe beleggingsopsies wat volgens FR Plus se skatting tot 22% per jaar voor belasting of 12% na belasting kan bied, is finansiële groei binne jou bereik. Versterk jou toekoms, verseker jou nalatenskap. Besoek frplus.co.za. Welkom terug. Ons gesels verder met Dirk Uys en hy is die bemarkings- en innovasiebestuurder by Aardappels Suid-Afrika. Dirk, ek wil graag bietjie by jou hoor. Kyk, ons het nou vasgestel dat aardappels is al vir jare. Dis deel van ons, hoe ons boer, wat ons mee boer. Dis suksesvol in Suid-Afrika. Suid-Afrikaners is lief vir aardappels. Voordat ons by die uitdagings kom, wat se verdere potensiaal lê vir die bedryf voor? Ek meen, ek kan nie dink, ons sit nou in die middel van die jaar, in Junie, ek kan nie dink dat mens nie 'n 10 of 'n 15 jaar potensiaalplan het nie. So wat se planne lê vir julle voor? Hoe kan ons nog aardappels in Suid-Afrika vergroot? Ja, ek dink daar is definitief 'n klompie geleenthede vir ons. Die eerste ene is plaaslik. Ja. Soos ek sê, ons eet ongeveer 37 kg per persoon per jaar. As ek kyk na lande soos Algerië wat in die noorde van Afrika is, daar eet hulle so 70-80 kg en dan as jy hier na Europa toe gaan, eet hulle so 120-130 kg. En dit is per persoon? Per persoon per jaar. So dis baie. Maar in ons geval is dit eers 100 gram per dag wat ons eet nie. So ek dink daar's definitief 'n groei plaaslik. En veral in die gemiddelde Suid-Afrikaner. Dit is so 'n belangrike deel van ons plaaslike ekonomie. Dit is. Of het nou Soweto is of Sandton, almal geniet die aardappel daar. Dan die tweede deel is, ek glo daar is 'n geleentheid in uitvoer. Ons het nog nie eintlik baie aardappels uitgevoer nie. Ja. Veral in die lande om ons, in Afrika is natuurlik baie lief ook vir aardappel. Ons voer reeds 'n klompie uit na Mosambik toe, maar daar is geleenthede om in Namibië, Angola, Botswana en dalk verder ook uit te voer. En wie weet dalk verder noorde toe, want ek dink in die noordelike halfrond sukkel ons om genoeg kos te gee. Dis ver en dis moeilik, maar wie weet dalk is daar 'n geleentheid en dis iets wat ons kyk na. Dis vir my baie interessant dat jy dit noem. Hoekom is uitvoere nog nie so groot, ek wil amper sê prioriteit of sukses gewees nie? Wat is die faktore? Want deel van die probleem is 'n aardappel is mos maar 80% water en 20% droë materiaal, so dis 'n klomp water wat jy stuur en dis ver, so mense wil ook hê die aardappels moet in 'n goeie gehalte daar aankom. En ek dink een van die grootste probleme wat ons het is die fitosanitêre deel, want omdat dit in die grond gekweek word, is daar altyd 'n kans om 'n siekte oor te stuur. So daar is baie ernstige fitosanitêre riglyne en daai lande wil hulle markte beskerm, maar
Ek dink daar is definitief maniere om daarna te kyk en dis iets wat ons regering ook baie hard dryf is, hoe kan ons uitvoere stimuleer van alle landbougewasse. En ja, so dis iets wat ons aankrap aan die aardappelkant. Ja, mens moet aanhou. Wat is ideale omstandighede vir aardappels om in te floreer? Wel, ek dink aardappel hou meer van 'n koel weer, maar wat interessant is van Suid-Afrika is ons het aardappels reg deur die land. Ons is een van die min lande wat vars aardappels reg deur die jaar het. So hy hou maar van koel weer. Hy soek nie te veel water nie. Hy is eintlik 'n baie goeie gebruiker van water om water en kos te verander. En net genoeg water by regte tyd en dan hy het natuurlik die regte voedingsstowwe ook nodig. So dis 'n baie intensiewe produksiesysteem. So ja, hy het maar baie liefde ook nodig. Dis soveel dinge, nee. Hoeveel hektaar word geplant per jaar? En ons het vroeër gepraat van, as ons kyk na 'n paar jaar gelede, hoeveel aardappelboere ons gehad het en geproduseer het, en hoeveel ons nou het en hoeveel ons produseer. Wat is die faktore, jy het genoem dat ons nou meer amper produseer? Wat het dit veroorsaak? Ja, is interessant as ons kyk waar ons nou staan. Ons is rondom 51.000 hektaar aardappels en ons produseer die 2,5 miljoen ton. As ons 25 jaar teruggaan in 2000, toe het ons so 1,6 miljoen ton aardappels geproduseer op 53.000 hektaar. So ons het eintlik baie beter geraak. Daai tyd was die gemiddelde opbrengs hier in die 30 ton per hektaar. So dis amper verdubbel. En ek dink dis innovasies wat ingekom het, goed soos besproeiing wat verbeter het. Ja, tegnologie absoluut. Ons kom al 'n lang pad. Vir iemand wat dalk nie besef nie, wat is die totale waarde van aardappels tot ons ekonomie? Ja, die direkte waarde sê ons is net op produksievlak is rondom 13 biljoen rand. Maar dan vergeet mens die toegevoegde waarde ook. Daar is 'n hele ekonomie in ons informele markte, Soweto. Interessant, aardappels word daar gebruik om 'n kotta te maak en dit alleen is 'n 12 biljoen rand besigheid. En dan praat ons nou nie van hierdie straatkafees en die verwerkingsbedryf wat nou boop, dit is al die insetverskaffers. So ons kan dus ten minste 30 biljoen. Dis 'n moeilike syfer om presies te sê. Ja, nee, ek kan dink. En die waarde wat 'n aardappel tot 'n dieet toevoeg. Vir mense wat dalk nie besef nie, wat is daai voedingswaarde van aardappel? Ek meen, daar's 'n rede dat hierdie gewas so gesog is. Hy dra waarde by. Nie net finansiëel nie, maar tot ons liggame ook, né? Nee, definitief. En ek dink die belangrikste ding is aardappels komplementeer enige eet of oggend, middag of aandete is. Dit is deel van enige bord. En ons vergeet, ons is altyd die persepsie aardappels is sleg vir jou. Maar dis nie die aardappels sleg is vir jou nie, dit is wat jy saam met die aardappel eet wat. En partykeer hoeveel jy van dit eet. Maar ja, goeie koolhidrate, en mens het koolhidrate nodig. So dis 'n baie mooi porsie grootte en dan sit mens met 'n klomp kalium in wat goed is vir hart, magnesium wat baie prosesse aanhelp, vesel wat baie belangrik is ook vir jou spysverteringsstelsel, Vitamiin B, Vitamiin C. Eintlik uit soveel Vitamiin C soos 'n lemoen. Interessant, mens vergeet dit. Dit is interessant. So dis 'n hele kombinasie van goeie goeders vir jou.